spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. O, ek het my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die Heilige Gees, en toe spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. O, ek het my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die Heilige Gees, spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. O, ek het my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die Heilige Gees, toe spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. O, ek het my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die Heilige Gees, toe spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. O, halleluja, ek het my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die Heilige Gees, toe spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. Ja, ek het my bekeer en met water laat doop, doop hy my die Heilige Gees, spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. Ja, ek het my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die Heilige Gees, spreek ek in vreemde tale, Handelinge 2 vers 38. O, my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die Heilige Gees, spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. Ja, ek het my bekeer, water laat doop, en toe doop hy my met die Heilige Gees, toe spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. Ek het my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die Heilige Gees, toe spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. Ek het my bekeer en met water laat doop, toe doop hy my met die, o, toe spreek ek in vreemde tale, volgens Handelinge 2 vers 38. Lord, the bringer, those happy days, where the Holy Ghost fell on
days with the Holy Ghost. Every place and the love of God shine on every face. Lord, bring back those happy. Praise the Lord, bring back those happy days where the Holy Ghost on every place and the love of God on every face. Lord, bring back those happy. Hallelujah, Lord, bring back those happy days with the Holy Ghost. Yes, every place and the love of God on every face. Lord, bring back. Oh, hallelujah, Lord, bring back those happy days. Holy Ghost fell on every place and the love of God shine on every face. Lord, bring back those happy. Praise the Lord, bring back those happy days when the Holy fell on every place and the love of God shine on every face. Lord, bring back those happy. Oh, bring back those happy days. Holy Ghost, every place and the love of God shine on every face. Lord, bring back those happy days. Van die bruidegom die komt en de nacht reis die Heere. Gooi olie en die lamp van mij. Ja, gooi olie en die lamp van mij. Gooi olie en die lamp van mij. Van die bruidegom die komt en de nacht reis die Heere. Gooi olie en die lamp van mij. Halleluja, gooi olie en die lamp van mij. Van die bruidegom die komt en de nacht. Halleluja, 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 halleluja. Ja, halleluja, halleluja. Oh ja, halleluja, halleluja, halleluja. Van die bruidegom die komt en de nacht. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, halleluja, halleluja, halleluja. Van die bruidegom die komt en ja, gooi olie en die lamp van mij. Ja, gooi olie en die lamp van mij. Gooi olie en die lamp van mij. Van die bruidegom die komt en met de nacht. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Gooi olie en die lamp van mij. Give me oil in my lamp, keep me burning, hallelujah. Keep me burning till the break of days. Halleluja, of day, praise die Here. Oh Vader, ons wil baie dankie sê dat ons in hierdie aand weer so saam kan wees. Dankie dat ons weet, dis die Heilige Gees. Halleluja. O Here, dankie omdat U self gespreek het oor die Heilige Gees en dit vir ons die belofte gegee het dat ons ook gedoop sal word met die Heilige Gees. Dis waarom Petrus deur die Gees gesê het,
dis vir julle en julle kinders en vir almal wat daar ver is. En ons dankie Here, dat ons die ver is belewe dit wat U gesê het, deur Petrus, halleluja. En ons wil U eer en ons loof, en U loof, want ons ondervind dit. Ja, ons juig daarin, in dit, wat alles gepaard gaan met die Heilige Gees, en met vuur, halleluja. Dankie, dat U die gewer van die Heilige Gees is, Vader, U het hom vir die Seun gegee. Dankie Here Jesus, dat U die doper met die Heilige Gees is. So bid ons dan en nog sê, dankie vir elkeen wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees. O Here, halleluja. Dit is so wonderbaar dat die Here doen dit, oor en weer. Want dit is sy woord. Elke jaar van ons lewens is 'n dag, 'n dag van die Here, is 'n welbehaag van die Here. Halleluja. En daarin word dit geskrywe in Jesaja 61, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. En die Here, U is gesalf en ons het dit van U ook ontvang. U het ons gedoop met dit, halleluja. En ons prys U daarvoor. Laat ons dan dit sal belewe en lewe elke dag van ons lewens. Halleluja. Maar die koortjie ook al sê, baie dankie Here. Ons het ons bekeer met water laat doop, U het ons gedoop met die Heilige Gees. Ons kan sing Pentecost Israel, no matter what they say. En Here, so kan as een koortjie na die ander noem. Want daar is nie 'n groter werklikheid op hierdie aarde as die Heilige Gees. En ons dankie daarvoor. Ons kan sing, come Holy Spirit, we need thee. En Here, dit is so waar. Ons het in elke oomblik die Heilige Gees nodig in ons lewens. Nie net dat hy sal woon in ons nie, maar dat hy sal wandel, handel, optree, praat, deur ons, sodat U verheerlik kan word, Here, want U het gesê, dat die Heilige Gees sal U verheerlik. Halleluja. Dankie vir die Heilige Gees wat U al reeds gegee het vir baie mense. Dankie vir hulle wat gedoop is met die Heilige Gees in vuur en krag en heerlikheid. Ja, Here, met U vrees spreek in 'n hemelse taal, halleluja, 'n Heilige Gees taal. Dankie vir die voorreg wat ons as mens, om U, wat 'n lewendmakende Gees is, te kan belewe. Halleluja, deurdat U die Heilige Gees aan ons gegee het. Halleluja. Verheerlik U groot naam, Here, en hulle ook wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, dat Here, U hulle waarlik sal doop met die Heilige Gees. Maar ons verlange is soos op Pinksterdag, Here. Ons sien daar is baie namaaksels, daar is baie valses. Here, en net die uitstorting van die Heilige Gees soos op Pinksterdag is die enigste waarheid van Pinkster. Halleluja. En ons dankie daarvoor. Baie dankie, Here, dat U ons dan in hierdie aand sal saam seën. Laat die woord van die Here dan ingang sal vind in elke lewe, elke oor bestryk sal wees met U kosbare bloed. Kom verheerlik U. Come Holy Spirit, we need Thee. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen en amen. Prys die Here. Dank die Here dat ons so saam kan wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Dank die Here dan ook. Oh, halleluja. Vir sy onfeilbare woord. En ons aandienste gaan oor die Heilige Gees elke Sondag aan. En dit is kosbaar hoe die woord van die Here ons deurvat om waarlik deur die Heilige Gees die waarheid van die woord reg te verstaan. As 'n skrif in die Bybel wat sê, en ek wil dit graag lees in Johannes die 3de hoofstuk. Hy sê die woorde, hy praat van die Here Jesus. En hy sê die 33ste vers van die 3de hoofstuk, wie sy getuienis aangeneem het.
Hoor wat sê die woord, wie sy getuienis aangeneem het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is. As jy sy getuienis aanneem, dan word die seël op jou gesit. En dit is dat God waaragtig is. Maar hy sê in die 32ste versie, hy sê wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En niemand neem sy getuienis aan nie. David kom en hy sê die mooi woorde, hy sê ek verlustig my in u getuienis. Hy sê ek sal u getuienisse dra, ek sal u getuienisse verkondig. Halleluja, David gaan aan oor die getuienisse van die Here, asof David alles beleef. Ek sal die getuienisse vertel. Oh, halleluja. Groot is die getuienis. En so, sê David, kom elke keer en hy praat oor die Here Jesus se getuienis. En daarom sê hy, wie sy getuienis aangeneem het, die het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is. Dan kom hy in die 34ste versie en hy sê, want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Ek dink nie dat die Pinkstervolk besef wat die woord van God hier sê. Hulle praat uit die woord uit net soos hulle wil. Verkeerd of reg, maak nie saak. En hier sê hy dit baie belangrik. Baie duidelik. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Wie het God gestuur? God die Vader gestuur, hy het sy seun gestuur. En sy seun spreek sy woorde. Dit meen die seun spreek die Vader se woorde. Dan gaan hy verder en hy sê die mooi woorde. Want God gee aan hom die Gees nie met mate nie. Dit meen die dag toe die Here Jesus gedoop word met die Heilige Gees. Toe die Heilige Gees wat hy ontvang het nie mate gehad. Dit meen, jy kon hom nie beperk nie. Jy kan hom nie in 'n maatemmer sit, jy kan met hom. Jy, as mens kan ons niks doen nie. Dis hy wat doen. Want God die Vader het aan sy seun die Heilige Gees gegee, sonder mate. Dan sê hy 35ste vers, die Vader het die seun lief en het alles in sy hand gegee. Halleluja. Wanneer ons kyk na ryk besigheidsmanne, dis vir hulle die grootste voorreg en eer om die dag wanneer hy aftree, dit net so vir sy seun kan oorgee. En dis wat God die Vader gedoen het. Hy kan nie aftree, God die Vader nie, want hy lewe vir ewig. Maar sover het die skepping aangaan, die hele skepping, aarde met sy hemel. God het alles gemaak, hy het die mens daarop gesit. En hy die sleutels en die heerskappy en die mag het hy aan die seun gegee, sodat die seun alles sal doen wat die Vader van hom verlang. En net soos 'n aardse vader dan sy seun vertrou om die besigheid mee aan te gaan, om nog verder op te bou, so vertrou God die Vader alles aan sy seun, dis die mens met alles ingesluit. Want hy weet sy seun is in staat om die koninkryk van die hemel op te bou en vermeerder. Vermeerdering van die heerskappy. Hy weet dis hy. Die Vader het homself uitgesluit onder hierdie mag en heerskappy van die seun. Want hy kan nie onder die seun dien nie, want hy het dit vir die seun gegee. Halleluja. En dan gaan hy verder in hierdie mooi woorde.
36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Ons sien daar is gelowe in ons land. Natuurlik reg oor die wêreld is dit so. Dat die naam Jesus Christus word uitgesluit in hulle gebede. Hulle praat net van Vader, 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 Vader. En ek wil vandag vir u sê, jy kan Vader, 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 nou, ander noem hom papa, ander noem hom ander goed. Jy kan dit noem en noem en dit. Weet jy wat dit beteken by die Vader niks? Want jy kan nie eers na die Vader gaan, behalwe as jy nie deur sy Seun gaan. Kry die middelaar terug, kry die een wat vir ons intree terug op sy plek waar hy moet wees. Moet nie probeer om die Seun, ek wil amper sê, te bypass nie. Jy gaan nie regkom nie. Jy moet deur die Vader na die Seun, deur die Seun na die Vader toe gaan. En dis wat baie gelowe nie wil doen nie. Want hulle herken Christus nie as die deur tot die Vader nie. Nou ek het vir jou 'n groot verrassing. Maar die woord hier sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is. En as daar 'n tyd is, dat die kinders van die Here, maak die saak waar die kerk is, ongehoorsaam is aan die woorde wat die Vader gespreek het om vir sy Seun gegee het, sodat sy Seun dit aan ons kan oordra. Dat die mense nie luister nie, is dit in die tyd waarin ons lewe. Ek wil die vers lees. Hy sê, maar hy wat die Seun het die lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Halleluja. En ongelukkig is daar baie kinders van die Here wat nie gehoorsaam is aan dit wat die Here Jesus alles kom sê het, wat Paulus en Petrus nie gehoorsaam is nie, want hulle vorm hulle eie idee oor die saligheid en oor baie dinge in die woord, en teorieë oor ek weet oor die wederkoms en al hierdie dit snaakse goed. As jy net geluister het, as jy die woord lees en jy luister net na wat die Here Jesus oor al hierdie goed gesê het, sal jy dit verstaan. En iemand wat nie luister nie, halleluja, hy kan die Seun nie gehoorsaam wees nie. En dit is waarom daar so 'n groot tekort is in die kerk, sover die Heilige Gees af, veral in die Pinksterkerke. Waarom? Want daar is min wat die Seun gehoorsaam is. O, halleluja. En wanneer ek na dit kyk, dan sê ek my God, U kyk nie na hoeveel wonderwerke deur my hande gebeur nie. U kyk nie na hoeveel duiwels uitgedryf word. U kyk nie na wat so groot dienste ons het. Hoeveel getalle mense ons het. U kyk nie daarna nie. U kyk net na een iets. En dit is gehoorsaam is. Die Seun gehoorsaam is. Hoe en waarom? Hy moet gehoorsaam, ek en u kan alleen gehoorsaam wees aan al die woorde van die Vader wat die Here Jesus kom spreek het op aarde.
Halleluja. En ons gaan nie hier verbykom nie. Want die woord is dit baie duidelik. Hy sê, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Ek wil vandag vir jou iets sê. As jy nie elke Joodse aan titel glo wat die Here Jesus gesê het in 4 evangelies nie, wat hy vir Paulus gesê het, Johannes, Petrus ensovoorts gesê het, halleluja, aan hulle verskyn het en met hulle gepraat het. As jy nie dit wat hulle geskryf het, glo nie, as jy dit nie glo nie, is die toorn van die Here op jou. Halleluja. En ek dink, nie een van ons kan dit bekostig, dat die toorn van die Here op ons bly nie. Daar moet 'n tyd en 'n plek kom, wat ons hierdie toorn kan afweer, nadat ons gehoorsaam geword het aan die woorde van die Seun van God, wat die woorde van die Vader is. En hier is 'n baie belangrike ding. En ek wil dit lees in Johannes, is by die boek Johannes, waar die Here Jesus self praat. Ek wil Johannes 14 lees, hy sê hierdie mooie woorde. Maar, Johannes 14 vers 26, maar, die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Baie interessant. Halleluja. Dit is eintlik wonderlik. Hy sê, ek wil dit weer lees, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Dit meen, die Vader stuur die Heilige Gees vir ons as mens in die naam van Jesus. Pastor, hoe is dit moontlik? Ons moet bid. Alles die Vader vra in die naam van Jesus. En die Here Jesus sal dit vir ons doen. En hier kom hy weer met dieselfde. Halleluja. Hy sê hierdie woorde. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Dit meen, hy doen dit in my naam. En ek en u moet in die naam van Jesus gedoop word met die Heilige Gees. Ek en u moet in die naam van Jesus gedoop word, die water doop. En ek wil dit net vanaand sê. Die Here Jesus het beveel hoe mense gedoop moet word. Daar is geen kerk op hierdie aarde wat 'n ander siening kan hê oor dit nie. Die Here Jesus het dit baie duidelik gesê. Doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hulle beklei oor die naam en bynaam en voorname en ek weet nie wat sy name alles nie. Ek gee nie om wat sy naam dit is nie. As ek hoor in die naam van die Vader, dan weet ek doen dit in die naam van die Vader en dis al hoe ek hom ken, is Vader, 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 Vader. Want hy is my Vader en hy is die Here Jesus se Vader. Wanneer ek sê, Vader, ons kom na u toe. Halleluja. Dan het ek die Vader se aandag. Want ek kom na hom toe in die naam van Jesus. Wanneer ek kom na die Here Jesus toe, dan kom ek ook in sy naam na hom toe. Wanneer ek oor die Heilige Gees en die gawes ensovoorts besig raak, ek meen, dan sover die Heilige Gees werk in die doping met die Heilige Gees met 4 wonders en tekens en kragtige dade. Ek kom in die naam van Jesus. Oh, halleluja. En dit is wat vir my so wonderbaarlik is. Halleluja. Hy sal julle alles leer en julle herinner aan
alles wat ek vir julle gesê het. Wie sal ons alles leer? Die Heilige Gees. Ek sê nie jy moet 'n Bybelkursus gaan loop om pastoor te word nie, maar asseblief. Die dag as hulle vir jou graad of jou diploma gee. Halleluja, hou op om die kursus te volg. Gaan daar in jou binnekamer. Gaan praat met die Here. En ek waarborg jou, deur die Heilige Gees sal jy geleer en gelei word in dinge wat jy nooit verstaan het nie. Want 'n Bybelskool, Bybelkursusse en grade weet jy wat alles nie. Dit is asof dit so 'n mis voor ons oë gooi. En ons kan nie duidelik sien. Halleluja. En nou gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woord, die 16de hoofstuk. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, dis die Heilige Gees, sal hy julle in die hele waarheid lei. Ek wil net die twee dinge sien. Hy sê, ek wil dit weer lees, 14de hoofstuk van Johannes. Hy sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit meen aan al die bevele. Hy sê dit by die doop, beveel hulle om alles te onderhou wat ek vir julle gesê het. Hy sê, hy sal julle leer, alles leer. En in hierdie hoofstuk, die 16de hoofstuk, praat hy van, hy sal julle in die hele waarheid lei. Al die woorde wat die Here gespreek het, is waarheid. So die Heilige Gees leer en lei ons in die hele waarheid. Geen Bybelkursus kan dit vir jou doen nie. Dat God die mens, ek wil dit so uitdruk, so geag, sy maaksel, sy geslag, skape na die beeld en gelykenis van God. Here, toe die Here klaar is toe sê, dit is goed so. Net die Heilige Gees, hoor wat ek vandag sê, kan jou leer en lei in die hele waarheid. Waarom? Want alles wat hy gehoor het, hy sê hierdie mooi woord in die 13de vers van die 16de hoofstuk, hy sê, wanneer hy gekom met die Heilige Gees, sal hy julle leer, hele waarheid, in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, want alles wat hy hoor. Ek wil vandag vir iets sê, die Heilige Gees, o halleluja, hy verlaat hom daar, om alles te hoor, wat die Here Jesus gespreek, wat die Vader gespreek. En wanneer hy dit hoor, nou sê hy, sal hy spreek die toekomstige dinge, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dis waar ons probleem vandag is. Almal wil die eindtyd prediker wees. Hierdie dinge wat nou gebeur, is al waaroor hulle wil preek. Nou, om belangrik te wees, is al. Halleluja. En hulle verloor die belangrikste in dit alles. Want dit is net die Heilige Gees wat jou kan leer en lei in die hele waarheid en die toekomstige dinge aan ons verkondig. Nou spring hulle op en sê hulle, die Gees van die Here sê vir my. Die wegraping gaan 17
September plaasvind. 17 September kom en hy gaan en nog 'n jaar kom en nog 'n datum word geprofeteer en so gaan die een jaar na die ander en datums en datums en datums gaan verby. Weet jy waarom? Want hulle maak 'n studie van alles. Die Heilige Gees is nie betrokke daarin nie. En as een man opstaan wat geleer gelei word deur die Heilige Gees, dan haat hulle hom. Want hy weet meer as wat al hierdie mense wat doktersgrade en godsgeleerdheid, professors godsgeleerdheid is. Ek meen, dan bewys hierdie een man vol van die Heilige Gees hoe verkeerd al hierdie geleerdes is. Waarom? Want die Heilige Gees leer hom en lei hom in die hele waarheid. Nie 'n waarheid wat in 'n boek vasgebind word. Want in hierdie boeke wat hulle so skrywe, is daar hoeveel persent leuns in, omdat hulle klaar in leuns glo. Maar in hierdie woord, halleluja, God die Vader gaan jou nooit vasbind aan hierdie woord. Want hierdie woord moet hier binnekant wees. Die ingeplante woord wat in staat is om ons siele te red. Halleluja. Prys die Here. En dan sê hy natuurlik iets baie mooi, die 14de vers. Hy sal my verheerlik. Wie? Die Heilige Gees. Omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Wil ons die diepte sê? Daar's net een wyse. En dis die Heilige Gees. Die verborgenhede wil jy hê? Daar's net een wat dit vir jou kan doen, en dis die Heilige Gees. Maar as jy hom nooit toelaat om jou te leer en te lei die hele waarheid nie, want weet jy wat, as jy sê, as iemand kom en hy sê, jy doen daar die sonde, en jy weet, dit is sonde, maar vandag is niks meer sonde nie. Maar die oomblik, as jy sê, oor die Heilige Gees het my nog nie oortuig, dat het verkeerd is. Ek wil net dit vandag vir jou sê. Jy moet pas op, dat daar nie 'n dag in jou lewe sal aanbreek, wat jy vurig sal begeer, dat die Here jou moet losmaak en vrymaak en jou vergewe, omdat jy in leuns geglo het. Maar soms daardie dag jou nie oorval nie. Al het jy berou, al kan jy berou hê, agterna, het gaan vir jou niks help. Halleluja. Want die woord sê, God laat hom nie bespot nie, dit wat die mens saai, dit sal hy maai. En hy gaan verder en hy sê die woorde. Halleluja. Die 15de vers, alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy, die Heilige Gees, dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Is dit nie wonderlik nie? 3 keer in 3 verse praat die Here van, dat hy sal die toekomstige dinge aan ons verkondig, en hy sal hierdie dinge aan ons verkondig, en hy sal dit in die volgende een ook aan ons verkondig. Dit staan in 3 verse geskrywe. En dit is vir my so wonderlik. Die Here Jesus het ook in Johannes gesê, hy sê, ek sal julle doop met die Heilige Gees, nie lank na hierdie dag. Oh, halleluja. Sal die Here nie weer dit uitspreek in ons tyd waarin ons lewe. Nie lank na hierdie dag nie, sal julle doop met die Heilige Gees, en die Here weet, dis wat ons so die nodigste. Van oud tot jong, gedoop word met die Heilige Gees,
vol van krag en heerlikheid. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja. Kerabashanda rabatula bahanda rabakati. O Heer, kom na U. Vader, dankie dat ons na U toe kan kom in die naam van Jesus en vra in die naam. En ons het almal getuienis daarvan, van hoe die Here ons uit benoudheid gehelp. Here, maar wanneer ons dink oor die Heilige Gees, die werking, wie die Heilige Gees werklik in ons lewens kan wees. O Here, dan lyk het asof U vol traag geword het. Want hulle soek net wonders en tekens. En die Heilige Gees moet saamwerk. Here, laat ons eerder by die Bybelskool, as ek dit so kan noem, van die Heilige Gees uitkom wat ons leer en lei in die hele waarheid. Sodat ons nooit weer verkeerd sal gaan. O Heer, wees barmhartig. Dankie dat die woord sê, dat U en die Heilige Gees nie met mate ontvang nie, maar die volheid daarvan. En U deel dit met ons, dat ons gedoop word met die Heilige Gees en kan wandel op hierdie pad na die ewigheid. Halleluja. Daarom bid ons in hierdie aand, Here, laat dit sal gebeur wat die koortjie sê, laat dit waai oor my. Here, laat ook elkeen waai oor hierdie Facebook. Here, dankie. Laat dit waai. Laat dit waai oor elke ene. Halleluja. Here, want as daar ooit 'n tyd is dat ons die Heilige Gees nodig het, dan is dit in ons dae. Daarom bid ons vir die dooping van die Heilige Gees. Soos op Pinksterdag. Here, laat dit so sal gebeur. In die naam van Jesus. O, halleluja. Halleluja, halleluja. Ons wil die Here eer. En dankie sê vir sy onfeilbare woord. Ja, die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. Sodat ons in die Gees kan wandel. In die waarheid van U woord. Halleluja. Dankie o Gees van God. Dat U ons nie verlaat nie, maar U bly. En dat ons liggame 'n vesting is van die Heilige Gees. Oh, halleluja, halleluja. It is dripping with blood. Oh yes. It's dripping with blood. There's a Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. Here ons weet dat die bloed het alles moontlik gemaak. The blood of the disciples. Who died for the truth. It's dripping with blood. Hallelujah. There's Holy Ghost. Power. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes. It's dripping with blood. Oh, there's Holy Ghost gospel. It is dripping.
my Lord. It's coming this way. A mighty revival. It's coming this way. Keep on believing. Trust and obey. There's the Holy Ghost gospel. Hallelujah. Yes, it's coming this way. Hallelujah. It is coming this way, my Lord. Coming this way. Oh, yeah. Oh, revival is coming this way. Oh, keep on believing. Trust and obey. A Holy Ghost gospel, it is coming this way. Hallelujah. Oh, it's coming this way, my Lord. It's coming this way. Holy Ghost is coming this way. Oh, keep on believing, trust and obey. A mighty revival, it is coming this way. Die vuren brand voort, ja, die vuren brand voort. Dis Pinksterleven. Die vuren brand voort. Die Here het beloof. Dit staan in sy woord. Oh, halleluja. Die vuren brand voort. Ja, die vuren brand voort. Dis Pinksterleven. En die vuren brand voort. Ja, die Here het beloof. Het staan in sy woord. Halleluja. En die vuren brand voort. Halleluja. Die vuren brand voort. Halleluja. Die vuren brand voort. Halleluja, en die vuren brand voort. Die Here het beloof. Dit staan in sy woord. Heilige Gees, halleluja, en die vuren brand voort. Prys die Here, die vuren brand voort. Ja, die vuren brand voort. Dis Pinksterleven. En die vuren brand voort. Ja, die Here het beloof. Dit staan in sy woord. Halleluja, dis Pinksterleven. En die vuren brand voort. Prys die Here, die vuren brand voort. Halleluja, die vuren brand voort. Dis Pinksterleven. En die vuren brand voort. Ja, die Here het beloof. Dit staan in sy woord. Dis Pinksterleven. En die vuren brand voort. Halleluja, halleluja, halleluja. Dis Pinksterleven, halleluja. En die vuren brand voort. O Here Jesus, ons dankie. Halleluja, halleluja. Dankie vir die Heilige Gees. Wat ons leer en lei. En die hele waarheid. O, ons prys U daarvoor. Verheerlik U naam in elke lewe. Halleluja. Here, doop met die Heilige Gees, so
soos op Pinksterdag. En ons sal U daarvoor loof. Halleluja. Prys die Here, prys die Here. Halleluja, prys die Here. Ons wil vir elkeen baie dankie sê, wat elke Sondag aand so saam met ons dan ook hierdie diens geniet. Halleluja, om te hoor van die Heilige Gees, en ons grootste gebed is, dat die Here sy Heilige Gees sal uitstort soos op Pinksterdag. Halleluja. Die Here seën die elkeen, gaan met die elkeen, en ons weet hy doen dit tot verheerliking van sy naam, en ons eer hom daarvoor, ons vra al hierdie dinge in Jesus se naam. Amen en amen.